Nou, daar is party families wat eenvoudig voorgetrek is as dit kom by talent uitdeel en twee van hulle sit vanoggend hier by my. Dis die pa en seun kombinasie Simon en Alvin Breinders. Julle is aan bevoorreg hoor en ons is ook bevoorreg om julle vanoggend hier te hê, maar ek moet net eers sê baie geluk met die 42 jaar in die bedryf aan jou Simon. Dink jy daaraan is 'n leeftyd? Want dit is omtrent jou hele leeftyd dat jou pa bekende man was of is, ja. Ja, nee, dit was 'n leeftyd. Ja. Ek het natuurlik verwag hy sou meer geld maak met 42 jaar, maar nou ja. Dit was nou rande en nie dollars nie. Ja, ja. Alvin, dit was nou jou grootwordjare, jou pa wat so prominent was in die bedryf. Wat het dit wat se invloed het dit op jou gehad? Nee, heavy, want jy weet pa het die lang pad gestap. Dit was drama op amateurverhoë en daai tipe ding en oral waar ons was daar altyd 'n drama groep. Anties wat vreemde anties wat in ons huise besig is om te rehearse elke aand. Jy weet daai tipe ding. So dit was die hele tyd om ons. Dit was die hele tyd om my. En dit skeer me af. Ja, maar daar's 'n storie dat jou pa blykbaar 'n teater wou bou in julle huis. Is dit waar? Man, toe pa 60 was, toe sê ek en my broer, maar wraggies, pa het altyd vir ons huise gebou. Jy weet, uit die grond uit. En nou weet ons hoekom. Want ons het altyd so op die trappies gesit, ons kan nie TV kyk nie, want hulle rehearse daar. En is altyd so trappies, daar's altyd, die sitkamer was altyd 'n sunken floor. Jy weet, sy eie amfitheater. En die res van die huis is daar omgebou. Ja. So Simon, ek wil jou terugvat na daai eerste toetrede tot die bedryf met broer Mati. Dit was grensverskuivend dink ek vir jou persoonlik, want jy het gekom uit onderwys uit en 'n bietjie die korporatiewe wêreld, maar ook grensverskuivend vir die bedryf, nê? 'n Mens kan dit amper nie glo wat jy daar vermag het en hoe jy dit reg gekry het nie. Dink jy daaraan as so 'n grootsheid wat gebeur het? Ja, dit was. Daar was niemand die ouens het klein rolletjies gespeel en toe het Jans Rautenbach 'n ou nodig wat nou Afrikaans praat soos hy George ou nou net in Afrikaans praat. Maar dit was ook intimiderend. Kyk, ek was op 4 plekke wat ek nie moes gewees het nie. Die eerste plek was in 'n dorp wat ek nou nie wil noem nie aan die Oosrand, want ons was bang, ons brein ouens om in daai dorp te kom. Die tweede plek was ek tussen manne soos Patrick Meinaar, Trix Pinaar, Lou Verwy, almal die manne met die grade en ek het geen opleiding in drama formeel nie. En in die derde plek was ek in die NG Moederkerk waar ek net toegelaat sou word as ek skoonmaker was en op die preekstoel waar die ouderlinge van die kerk nie eers kom nie. So dit was 'n bietjie intimiderend geweest. Maar dit was opwindend. Die eerste keer toe ek my naam nou kom, ek en Paul Lukhoff se name op en hy is L en ek is B. Toe ek hy naam so sien opkom, ek slag gevoel nooit vergeet. Ja. En Alvin, ek gaan nou verder met jou spesifiek gesels oor die impak wat dit op jou gehad het om so 'n rolmodel te gehad het, want jy het ook 'n paar grense verskuif in jou loopbaan. Ek gesels verder met ons gaste Simon en Alvin Breinders. Alvin, jy het mos daarom 'n bietjie kos TV gedoen, hè? Lyk hierdie wat hier aangaan vir jou aanvaarbaar? Dit lyk baie lekker en ek moet vir jou sê ek is 'n duimens. Kyk, jy kry 'n duimens, jy kry 'n vlerkie mens, jy kry 'n droë hoendermens. Ek is 'n duimens. Die vleis moet op die been sit, jy weet. Nee, maar jy gaan vandag net die beste kry, ek beloof vir jou. Ek moet jou praat oor die begin van jou loopbaan, want dit het amper nie gebeur nie. Jy het amper uitgestap op jou eie eerste audisie en toe die kameraman jou voorgekeer. Ja. Vertel net vir ons vinnig. So, dit was tekkies terug in 1993. Daar was so 30 jong mense vir die audisie daar. En ek sê ek gaan dit gou oor en verby kry. Ek gaan sommer eerste. En ek sal dit nooit vergeet, die Alwyn Swart en Andre Retief was die regisseurs en toe ek sit reg om te deliver, toe sê ek, weet jy wat, jammer, moenie vir my pa sê vir hom dat dit oukei gegaan, maar sê vir hom ek het dit gedoen. Ja, moenie gaan pimp nie, ek moet nou gaan, ek is, jy weet, ek is toe daar uit, en net voor ek deur daai deure stap, sê 'n kameraman vir my, hoor jy, is jy seker jy gaan nou? Want oor 3 weke, gaan iemand hierdie program aanbied en jy gaan vir jouself vra vir die res van jou lewe, kon dit jy gewees? En ek het gesê, nee, is alright, ek sal
ek sal hom Dit het jou in jou support. En toe loop ek aan. En so 10 tree, toe draai ek terug. En toe 3 weke later toe vra hulle vir my om terug te kom. En ek het tekkies aangebied vir 3 jaar daarna. En van daar was dit Vetkoekpaleis, jy weet. So en dit het my 'n les geleer van geleenthede. Geleenthede announce nie homself nie. Geleentheid lê in elke ding wat jy doen. So moenie 'n ding afjak want daar's 'n geleentheid. So Simon, as jy nou kyk na hom en al die geleenthede wat hy aangegryp het en die man wat hy geword het in die bedryf, hoe trots is jy? Baie trots. Luister maar, hy was maar 'n go-getter van begin. Hy was op 12 jaar verkoop hy die Sondagkoerant op sy fiets. En hy voor kerk en ek het gesê jy gaan kerk toe. So ek het aandeel in rapport. Ja. Nie amputeer nie man. En toe het die ouentjies vir hom nou al begin vra, hoorie wil jy nie sommer so op Sondagoggend met 2 liter kook saambring? Nou kom sê vir my pa, Daddy, hulle wil ek moet kook. Toe sê ek nee, ons praat met die Griekie onder en dan koop jy die kook en gaan lewer jy af. Hy kan maar se 10de daarvan vir die kerk gee, so dis alraai. Nee. Hy gaan toe na die Griek toe en die Griek sê ja, die kook kos R1.20 'n bottel, jy kan dit kry. Hy sê nee, maar ek moet geld maak. Ek offer jou R1. Toe sê 12 jaar. Toe sê die Griek okay, R1 'n bottel en dan maak jy 20 sent. Maar die rede is hoekom ek en dankie dat pa dit gereël het dat hy 40 koerante by my afgelewer was 4 uur elke Sondagoggend, maar die ding was ek mag nie een Sondagskool gemis. Ek mag nie Sondagskool mis nie, anders is die deal plat. Nou het ek uitgewerk, daai ou en oom Pietie kom kerk toe, so ek sit daai koerante in die boot. En na kerk as dit sommer gou daar. Ja. En so dit was moeilik want jy weet dis nou klop ek mense 6 uur in 'n Saterdag of Sondagoggend wakker. Ander ouens vat 15 minute om op te staan. Dan maak hy die deur oop, so babbelas en dan vat hy 15 minute om te gaan soek vir sy beersie. So Net vinnig julle laastens. Geloof is baie belangrik in julle lewens, is 'n groot anker vir julle. Is dit wat jy by jou pa gekry het, is dit wat jy probeer voortleef as 'n pa? Nee, verseker. Ek onthou ek was in standaard 6 en ons het so klein skooltjie gehad en dit was soos 'n matriekafskeid want ons gaan na hoërskool toe. En ek sê pa, jy moet my nou help. Ek moet die speech doen. Jy weet en hy sê nee, jy sal alright wees en hy bring net die Bybel en die Bybel val net oop op Openbaring 3 vers 8. Die Here het vir jou geopende deur gegee wat niemand gaan sluit nie. En daarom bou jy jou speech. Jy weet so dit was nog altyd daar, ja. Baie dankie julle toe dat julle kom kuier het. Dankie vir die voorbeeld wat jy is, dat jy hom geleer het om geleenthede aan te gryp. Ons is baie dankbaar dat julle dit gedoen het. Dis my beurt, 'n bietjie met die man homself te praat. Dis baie voorreg, hoor. Ek het altyd ek's 'n ou Vetkoekpaleis aanhanger. Dis jy. Ja. Hoeveelste heruitsending het jy? Ja, ek was eintlik aanvanklik toegelaat. Ag, was my baie lekker om met dit gesels en ek wil so 'n bietjie ook meer uitvind want ek weet julle het 'n baie interessante en 'n moeilike pad gehad, jou ouerskap reis of julle reis. Ek bedoel ons is nou oor Vadersdag naweek en so vertel ons bietjie, wat is bietjie deur daai proses? Jy's 'n pa van 3. 'n paar van menigte. Ag nee, dis great en ons wil dit nog altyd hê. Ja. Jy weet. Maar ek het laat begin. Ek het eers getroud toe ek 33. Nee, maar dis jy wil sekere goed eers in plek hê. Ja. En soms werk dit teen jou want nou is ek 50 jaar oud en nou laai ek 'n pram in 'n boek. Hey my man. Dit is lekker. Weet nie hoe dit altyd lyk nie. Hoe hou jou rug? Jy moet eers die manual kry. Hoe vou mense die ding op? Ja. Maar nee, dis great en dit was 'n moeilike reis. Maar ons wil aanhou en ons het aanhou en daar's mense wat vir my gesê het hallo. Stop nou. Ja, miskien moet jy nie God speel nie. Ja. Maar so direk. Sure. En maar ons wil dit hê en ons een ding wat ek geleer het is tyd en seisoene behoort aan die Vader daarbo. Sure. Val hy reg. Tyd en seisoene behoort aan hom. So ons kan nie sê ons wil nou 'n ding hê. Ons kan nie sê ons wil nou swanger word nie. Jy weet, en dis wat mense doen. Nee, ons trou en dan gaan ons gou vir 2 jaar bietjie werk en insettle en 'n huisie kry en grasplant en dan gaan ons swanger word. Die lewe werk is so. En ek bedoel want jy was vir amper 20 IVF. Ja, 17 en my vrou is my hero wat dit betref, jy weet.
Sy het net op 'n stadium na die 17de een, toe sê sy net vir my, Dis nou dit. ek kan my liggaam, Ja. en haar liggaam het ingegee, want jy weet mos, ons wil nie ons gaan nie fail nie. Ja. Jy weet, elke keer as ons daar sit en dan sê hulle nee, dis negatief, dan sê ek stap haar oor daai gang en dan gaan maak die volgende afspraak. Ja, sjoe. Want jy sê vir jouself, jou liggaam is nou in die ding, hy het medikasie, so miskien is dit nou, dis nou is die tyd. Ja. En ja. Ja. Deur hierdie en ek ons weer eens ons is nou hoe kan nou hier op die drempel van Vadersdag was jou pa vir jou 'n baken, 'n steunpilaar in daai tyd? Nee, verseker, ons hele familie. Maar omdat jy daardeur gaan, begin jy dit wegsteek vir familie, want hulle het ook afwagting. Ja. Jy weet, en later wil hulle nie vra hoe gaan dit of hoe was die uitslag of dit raak 'n sensitiewe ding. Ja. Maar ons familie is baie close. En aan beide kante, aan Rika se kant en my kant, ons is baie na aan mekaar en ons is steunpilare, jy weet. Vir mekaar. Ja. En nou is daar's julle seentjie is nou 6. Hy's nou 8. 8 en die vars enetjie is nou maar 6 maande. 6 maande. En hoor jy, hulle vra vir my, kry slaap. Sy mag my wakker hou elke nag die hele tyd. Want dit was lank. Hulle het lank gewag vir. Nee, dis en ek dink omdat ek nou ouer is, geniet 'n mens vaders om 'n pa te wees. Tuurlik. Ag. Niks gaan verby jou nie. Nee, 'n ou lewe in die oomblik. Ja. Hoorie maar lewe nog hier in die oomblik want Dawie gaan nog met jou gesels. Sterkte daarmee. Is dit erg? Ja, ag, ek vind maar uit. My beurt om 'n deurwinterde kunstenaar, Simon Breiners te gesels. Heerlik om met jou te gesels. Dis lekker, Dawie. Ek wil praat, ek het dit nou gelees in die pers bietjie daarvan. 'n Decideboard. Nou dis is 'n stuk wat jy nou binnekort gaan opvoer, né? Maar dit kom ook uit jou pen uit. Vertel vir ons daarvan. Ja, ek het 'n boek geskrywe, Decideboard, en toe musical gedoen daaroor. En nou doen ek eindig 'n twee persoonstuk, die sideboard en die vuur, waar hierdie man die sideboard laat maak, maar hy word heeltyd bedreig deur die vuur. Maar daar's 'n belangrike huidige gesprek wat aangaan en dis oor grondonteiening. Ja. En ek wil vir mense nooi wat die woord rondgooi, kom kyk daai play en kom kyk na die hartseer en die pyn. Ja. Grondonteiening. Jy het gesê jy het 'n boek geskryf daaroor. So was dit 'n aanvang? Wat het jy was dit 'n boek wat jy geskryf het? Dit was my pa se storie. Baie van ons familie storie en die storie van die mense van George. Dit het terloop 60 jaar gelede hierdie jaar gebeur. En ja, dis die man wat lief is vir grond en hy boer en hy so aan en hy gaan oorlog toe op 'n belofte om grond te kry as hy terugkom. Ja. En die belofte kom nie waar nie. En dan brand sy huis af en hy moet trek en dan later moet hy weer trek en so aan. En hierdie sideboard of dan hierdie kas, die kom so in die familie saam en dit is eintlik waaraan jy... Dit is reg, dis 'n geskenk wat hy vir sy vrou gemaak het vir hulle 3de huweliksherdenking, want hy het 2 gemis omdat hy in die oorlog was, nie Tweede Wêreldoorlog. En die sideboard word bedreig. Uiteindelik verloor hy die sideboard heel aan die einde. En dis maar die storie, maar die sideboard is vir hulle 'n simbool van geloof. Jy weet want hy, omdat hy ongeletterd was, dit was my pa, my ma het my pa geleer skryf, sy naam. Want sy het gesê ek trou gaan met 'n kruisie of 'n duim afdruk. en toe het hy die sideboard gemaak as 'n geskenk. Vertel net, waar word dit opgevoer en wanneer? Ons was sopas by die Suidoosterfees. Ons is genooi om na die Vryfees, Vrystaatse 25 jaar, hulle so oud soos ontbytsake, om dit daar op te voer in Bloemfontein in Julie. Niks is so oud soos ontbytsake nie, hoor. Ek kan ook weer sê, Huppel in die stap. Huppel in die stap, dit is 'n program dis 'n program van daar's tog lewe na 50. Dit is reg. Dit gaan meestal oor hoe verouder jy met dat dit nog sin maak en wat kan jy doen sonder om te sit en verouder. Jy weet, ek is nou aan die verkeerde kant van 70 en hier sit ek met jou te gesels, jy weet. En dis wat ons vir mense sê, bly besig. Maar jy lyk soos 'n jong springbokkie, man. Ag, ja nee, dankie, dis nog sonder botox so. Luister, maar jou seun is nou al oor die 50. Ja nee, ek het maar vroeg begin.
Nee, ek en my vrou was so 25 toe ons ontmoet het. En ja, nee, maar Elwin, ons het 4 kinders, 2 meisies, 2 seuns en 2 dogters en ek het maar die casting gedoen. Jy weet die rolverdeling. Ek wil net vinnig vra, jy het baie pryse en goeders al gewen vir lewenslange bydrae tot die kunste, soos byvoorbeeld 'n Fiesta en 'n Safta en so. Ja. So en ek hoe voel dit om te weet dat jy so 'n groot bydrae gelewer het tot die kunste in die land en soveel erkenning gekry het daarvoor? Hoorie, dit maak 'n ou nederig. Jy het begin op 'n amateurverhoog en dan het jy aangegaan en dit is ek kyk terug op 'n loopbaan van 24 televisiereekse en amper dosynfilms. 24 televisie. En dat mens nou nog kan besig bly, dit is net genade. Jy weet maar ja, dis lekker, maar mens hierdie huppel in jou stap moet eintlik wees vir mense oor 80. Mens moenie ophou nie, jy moet net aangaan in die lewe. Jy gaan aan. En die interessante ding is wat ek ervaar het met Huppel, sy getalle kykers het toegeneem en hulle word jonger. Want jonger mense wonder nou oor wat gaan aan met my pa of my ma op 80. En byvoorbeeld 'n episode wat ons gedoen het is wanneer vat jy nou jou ma se sleutels terug want sy's 82 en sy wil nou nog self ry. Luister, ek is nou weer terug by jou. Ons maak gou vinnige draai daarso by Fly SAFR en daarna gesels ek met pa en seun Simon en Elwin. Vlieg met die lugredery wat die nasie bymekaar bring. Vriende, familie en kollegas. Met meer vlugte, meer gereeld na al die groot stede in Suid-Afrika en verder. Fly SAFR, vir die liefde van vlieg. Hier's altyd die breinders hierso by mekaar nou. Ek sien julle het nou geskinder oor my broer en my 2 susters. Nou my ouers is baie trots op hulle want hulle is die normales in die familie. Wat doen hulle so terloops terwyl is nog baie onderwerp? Nee, kyk, daai is die swatters. Dis Nadia het 'n meestersgraad in business administrasie. My broer is in veiligheid by Sasol. My ander sussie is in die bankwese. So ja. Ja. Ek is die een wat leeg lê. Jy is 'n pay as you go, soos jy sê. Maar julle het nee man, dis nou nie heeltemal waar nie. Maar julle het besig industrial safety training. Wat is dit hè? Dis 'n besigheid wat julle saam doen nie waar nie? Ja. Ja, dis industriële teater wat ons nou al vir 17 jaar. Ja. Vir myne doen, maar ook ander dit gaan oor veiligheid. En ons praat met die mense oor wat gaan aan, wat gaan verkeerd. En dit is nie net myne nie. Ons het byvoorbeeld 'n suiker maatskappy gedoen. Ja. En dan vra ons, wat is julle kultuur in terme van veiligheid? Want gebeur soms dat 2 maatskappye saambind en daar moet 'n veiligheidskultuur wees. En ons gebruik skerms en speel video's in en sulke goed. En Witness Kwaza, hy was by Anglo, hy was by Exaro. Ja. Het op 'n stadium op Facebook gesê dat hoorie julle het al lewens gered van mense wat dalk kon gesterf het. Ja. Maar jy skryf, Simon, jy skryf die goeie en jy voer dit op. Ja, so ons voer dit saam op en dan het ons nog 2 akteurs om 'n hele Suid-Afrikaanse mix. So daar's die swart tale is daar en dan is ons die Engels en Afrikaans en is so 'n hele Suid-Afrikaanse mix. En die ding is as ons op 'n verhoog is dan en iets gebeur by konveierbelt nommer 5, dan is ons van die verhoog af en daar is dit op die skerm wat vooraf opgeneem is. En hulle kan letterlik relate. Okay, dis ons konveierbelt nommer 5 en dit is wat ons verkeerd doen. So dis eintlik 'n of 'n toneel wat julle gebruik. Dis korrek. Maar ek wil 'n bietjie weet, dan moet tog 'n spanning tussen julle ou tweeetjies wees, die skrywer en jy stem jy altyd saam met wat hy skryf. Nee, die skryf stem ek saam, maar ons bounce van mekaar af en ons en pa vat dit en ek vat dit. En so dit gaan goed. My luister daarom altyd as ek iets het. So gelukkig is jy daarom nou ook gevorderd in die jare, jy weet so. Ja. Maar ek gooi net 2 korreltjies suiker by, jy weet. Jy het nog Elwin, jy het nog ander besigheid ook wat jy klank doen. Ek het 'n Sound HQ Solutions wat klank verhoog, tegniese verskaffer vir 'n fees of 'n event of 'n korporatiewe funksie is.
En ons verskaf hom van A tot Z. Maar ek is teleurgesteld in jou, Davie. Sorry, jy het in 2021 iets weerhou van my en die res van ons hier in die ateljee. En dit is dat Sasol se aandele toegeval het na R24 toe en jy het ons nie saamgevat. Dit staan bekend as binnehandel. Ek mag nie hierdie goed met julle Ek het doen. 14 jaar vir daai maatskappy gewerk. Hulle het my eens geskuld. Ja, luister, dit was wonderlik om saam met julle te kuier. Die pa en seun saam wat so saamwerk. Ek dink as daar nou 'n ding is wat ek dink 'n groot voorreg vir 'n pa moet wees, is om saam met jou kind in 'n besigheid te wees en saam met jou kind te werk. So, Ja, jy kan jou oog nog daar hou. Maar weet jy, daar's 'n belangrike ding. 'n Mens wonder wanneer moet jy ophou praat met jou kinders. En 'n mens kan maar vir hulle sê, omdat die wêreld so verander en daar's 'n klomp geraas. Jy wil partykeer jou kinders se ouers toe kyk. Jy kan nog vir die mense sê wat die Here vir sy 12 seuns, die disippels gesê het, is dat jy's in die wêreld, maar jy's nie van die wêreld nie. Jy weet 'n ou gaan swem in die see en dan biljaar jy daar, maar dit maak nie van jou 'n vis nie. Ja. Jy bly 'n mens. Ja. En dit is 'n boodskap wat ons moet gee.